Vriende, goeiemôre. Dit is Koffiekuier 819 en ons is by Dinsdag die 18de Februarie. Nou, ek wil vanmôre weer met jou gesels vanuit hierdie teks in Lukas 6, waaroor ons dan nou Vrydag so 'n bietjie gesels het en Sondag ook in ons erediens stil gestaan het. Baie interessante teks, 'n moeilike teks in sekere opsigte om te lees, maar die sleutel vir hierdie teks lê, soos wat ek gesê het Sondag ook, daarin dat ek en jy, as ons oor hierdie geseënd en ellende, daai twee stelle uitsprake wil nadink, dan moet ons verstaan dat Jesus met sy disippels praat. Kyk, in Lukas 6 vers 12 tot 16 word beskryf dat Jesus dan ook die 12 apostels gekies het, toe hulle daar op die berg was, dat voor God 'n tyd van 'n nag van gebed deurgebring en die 12 apostels gekies. Dan kom Jesus saam met sy disippels, sy apostels af van die berg af, en op hierdie vlakte, dan is daar 'n klomp mense wat gekom het om deur hom genees te word, om na hom te luister. En nadat Jesus dit gedoen het, sê Lukas vir ons in hoofstuk 6 vers 20, Jesus het toe sy disippels aangekyk en vir hulle gesê. En dan volg hierdie uitsprake, geseënd julle wat arm is, geseënd julle wat nou honger het, geseënd julle wat nou huil, geseënd is julle wanneer die mense julle haat en verstoot en allerlei sleg goed vir julle sê. En dan sê Jesus, want die profete voor julle het die mense ook mee so gemaak. En dan gaan hy oor in vers 24, anders as die saligsprekinge waarvan ons in Matteus lees, in vers 24 dan het Jesus die volgende uitsprake, nie net geseënd nie, maar ellende wag vir julle wat ryk is, ellende wag vir julle wat julle nou vol eet, ellende wag vir julle wat nou lag, en ellende wag vir julle as al die mense net goed van julle praat. Nou, soos wat ek het Sondag gesê het ook in die erediens, dis nie twee preke vir twee verskillende groepe mense nie. Dis een boodskap wat Jesus gee spesifiek vir sy disippels, vir mense wat hom volg. Mense wat sê ons gaan in sy spore loop en van hom leer, sodat ons hom kan verteenwoordig ook in hierdie wêreld. En vriende, ons weet mos nou, dit is die situasie waarin ons leef. As volgelinge van God, as volgelinge van die Here Jesus, word ek en jy nie gevrywaar van die sleg goed in hierdie lewe nie. En ons het dit nie altyd net lekker en maklik nie. Dis die voorspoedsteologie wat vir jou vertel dat wanneer jy Jesus volg, dan gaan dit net altyd met jou goed gaan niks sleg oor jou pad kom nie, en dit is gewoon nie waar nie. Want hier kom Jesus in hierdie gedeelte en hy sê vir sy disippels, wanneer julle my volg, dan gaan julle, al kry julle honger, en al is julle arm, het julle 'n stuk beloning, is daar 'n seën in, want die koninkryk van God is veel meer as dit. As julle my volg, en mense haat julle, mense maak die lewe vir julle moeilik, is julle geseën, want op die ou end doen julle dit terwille van die koninkryk, en nie terwille van daarvan om raak gesien te word deur mense nie. En in dieselfde sin, sê Jesus dan ook, maar as jy nou op hierdie stadium my volg, en jy dink jy gaan jou net vol eet, en jy gaan ryk lewe en lekker en gemaklik wees, dan wag daar 'n surprise vir jou. Dit is daar ellende, die woord wat Jesus gebruik. Hy sê, dit werk nie so nie. Volgelinge van my leef die lewe met die ups en die downs, en dis deel van disippelskap wat ons moet onthou. Nou, vriende, as ek en jy oor hierdie teks nadink, dan sit dit 'n geweldige verantwoordelikheid op ons skouers neer, om ook na ons lewens te kyk. En te vra, hoe lyk my lewe? Is my lewe een wat ek dalk so bietjie in die lyn van die voorspoedsteologie bou op hierdie, dit moet altyd net goed gaan met my, of beleef ons ook iets van die seer, van die swaar, van die moeilik van die lewe? En hoe kyk ons dan daarna? Is ek en jy, wanneer ons teenkanting beleef, wanneer dit met ons nie goed gaan nie, wanneer ons arm is en honger is, as ek nou maar die woorde kan gebruik, is ek en jy dan onvergenoegd en moeilik en opstandig teenoor God? Of ervaar ons dit ook as deel van God se andersom seën in hierdie lewe? Is ek en jy, wanneer dit net met ons goed gaan, dalk baie selfvoldaan oor hoe goed ons na onsself kyk en hoe goed ons voorsien en sorg, of besef ons dat dit net genades is, gawes is wat uit die Here se hand uitkom? Ek wil jou uitnooi om so bietjie dieper te grawe, soos wat ek Sondag ook gesê het in hierdie teks,
En toe te laat dat die Heilige Gees regtig ook met jou 'n besondere pad loop in hierdie woorde van Jesus hier in Lukas 6 vers 20 tot 24. Want vriende, op die ou end, die manier waarop ek en jy die lewe leef, dra 'n getuienis uit na buite. Die manier waarop ek en jy die goed en die sleg van die lewe hanteer, getuig iets van hoe ons regtig oor God dink en oor God se teenwoordigheid in ons lewens. Onthou julle daai verhaaltjie wat ek vertel het, wat Søren Kierkegaard ook vertel het, van die ou wat geloop het in die straat en toe sien hy hierdie advertensiebord in 'n winkelvenster om te sê laundry dan hier, het wasgoed word hier gedoen, en jou besef maar hy het ook klomp vuil wasgoed, hy's goed terug na sy blyplekkie toe, kry die klomp broeke en hemde daar en bring dit, en toe hy dit in die winkeltjie op die toonbank neersit, toe sê die eienaar van die winkel, nou wat noem jy nou? Hy sê, julle sê julle doen wasgoed, ek bring my wasgoed om gedoen te word. En toe sê die ou mos, nee, jy verstaan verkeerd, ons maak net kennisgewing worde. Dis nie ons besigheid om wasgoed te was nie. Die vraag wat ek wil vra, saam met Kierkegaard is ek en jy nie baie keer maklik om te praat oor die werk, die roeping van die kerk, van koninkrykskinders, van disippels van Jesus nie. Maar wanneer dit by die doen kom, dan sê ons nie, ons maak nie die advertensieborde. Dis nie regtig ons besigheid nie. Vriende, en ek vra die vraag regtig met 'n stuk eerlikheid in my hart. Waarheen is ons as kerke op pad? En hoe bedryf baie gemeentes, hoor mooi ek sê baie gemeentes, hoe bedryf ons kerkwees, as ek dit maar so kan stel? Gaan dit oor beter, blinker, mooier, nuwer? Of is ons getrou aan die evangelie, waar Jesus vir ons sê, dit gaan nie altyd so nie. En soms wanneer jy arm is jy juis ryk. Soms wanneer jy honger ly, kan jy uitsien na versadiging van God se teenwoordigheid. Ek gaan nie al die detail weer deurgaan nie. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees ook met ons hierdie pad loop. En dat ons dan op daardie punt kom waar ons sê, maak nie saak wat die omstandighede is nie, of dit nou goed is en of dit nou sleg is, soos wat ek Sondag gesê het. Ek kan bly bely dat Jesus my Here is. En dit is die grootste seën van alles. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons U kan ken. Dankie dat U ons ken. Dankie dat U ons so lief het, dat U gekom het aarde toe en Uself kom gee het, sodat ons as koninkrykskinders ook in U teenwoordigheid kan leef. Maar Vader, dan weet ons ook dat die lewe wat ons leef nie altyd net maklik en lekker is nie, dat daar baie uitdagings is en dat die manier waarop ons dit hanteer, juis ook iets vertel van wie U is en hoe ons oor U dink. Daarom is my gebed, Here, dat U vir my sal help, en elkeen wat saam koffie drink vanoggend, om altyd maar net getrou te bly aan die roeping wat U vir ons gegee het, en dit is om te sê, maak nie saak wat die omstandighede is nie, Jesus is Here. Seën vir ons, dit bid ons in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Dinsdag verder. Mag jy wat jy ook al doen hierdie week, die seën, die ellende van die lewe dalk, mag jy in dit alles God se teenwoordigheid beleef. Geniet jou koffie, mooi loop, ons gesels Vrydagoggend weer.